Goeiemôre gemeente. Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Nou soos jy reeds gehoor het, ek is Barry Scholes, vir die wat nie weet nie. En ons is daar van Maagheid af en ons het ons eie bedieningkie daarso, genaamd Suidkus Bediening. So ons is daar en ons probeer die woord uitbring by mense wat nie altyd by 'n kerk kan uitkom nie. Jy weet, daar's baie mense wat sieklik is en graag behoefte het aan iemand of van iemand om van die Here te kan hoor, net 'n gedagtetjie daarop te kan deel of so ietsie, en dan as ons iemand teekom ook dan daardie mense na 'n kerk toe te kan verwys. As hulle nou natuurlik Engels is, kan ons hulle nou nie na 'n boerekerk toe verwys nie. Dan sal ons nou maar kyk wat se kerk ook die naaste aan die waarheid verkondig en hulle dan soontoe verwys, en dan natuurlik Afrikaans altyd na die EG Kerk toe, want dis waar ons harte lê. En ons glo ook dat die EG Kerk die woord en waarheid verkondig, en ons probeer ook ons bediening daarby te skaap. So baie dankie vir hierdie geleentheid. Ons wil u as gemeente en ook vir die kerkraad bedank vir die geleentheid om die woord van die Here vanmôre, soos wat hy dit ook op my hart gelê het, met u te kan kom deel. So kom ons word stil voor die Here en dan begin ons hierdie diens. Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en na u woning. Amen. Nou vir die van u wat die Bybels gebring het, jy kan blaai dan na Handelinge 4 toe en ons gaan lees vanaf vers 32. Handelinge 4 vers 32. Handelinge 4 vanaf vers 32. Ek hou vir u voor, Handelinge 4 vanaf vers 32. En die menigte van die gelowige wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle almal, want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want almal wat besitters van gronde en huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die disippels, die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Josef, wie sy bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus. Het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? En as dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voortgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias die woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het,
is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Net tot sover uit die wonderlike woord van ons Here Jesus Christus. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons ook almal saam. Ons dierbare en wonderlike Here Jesus Christus. Here, U wat die skepper van hemel en aarde is. Here, U wat so 'n groot God is. Here, wat die hele heelal in die handpalm kan hou. Maar tog is U ook so klein dat U in die mense hart kan inpas. Here, wat 'n wonderlike God is nie. U nie. Here, in hierdie môre wil ons hierdie gemeente aan U kom opdra. U wat hierdie groot God is. En ons wil bid, Here, kom voeg U mense by, soos net U kan. Here, kom kyk finansiëel na hierdie gemeente, soos net U kan. Kom maak harte oop, kom maak deursies oop. Kom voeg by. Here, ons kom dink aan hulle wat siek is in hierdie gemeente ook. En ons kom vra, Here Jesus, kom raak aan, soos U wil. Here, want ons weet U is Jehovah Rafa, die God wat genees. En daarom kom ons na U toe, en ons kom lê dit alles aan U voete neer. En ons kom vra, voorsien Here, voorsien genesing, voorsien finansies. En hulle wat nie hier kan wees vanmôre nie ook, Here, voorsien ook aan hulle. En as hulle inluister vanmôre, Here, voorsien U woord in hulle harte en brand dit in hulle harte in. Here, wees U by elkeen wat na hierdie boodskap luister. Kom maak die harte stil vanmôre, sodat dit ontvanklik kan wees vir U woord. Kom leer ons wat U vir ons uit hierdie woord uit wil leer. Kom leer dit vir elkeen van ons. Here, ook iets wat belangrik is, Here Jesus, laat ons uitgaan en vir ander vertel van U. Here, dat ons mense sal uitnooi hiernatoe, die buurman daar langsaan. Wat ons hom nooi om te kom. Nie om hom weg te rokkel, miskien van sy kerk af nie, Here, maar sodat hy hiernatoe kan kom om U wonderlike genadewerk te kan ervaar. Dat hy U woord kan hoor, Here Jesus, en dat hy miskien kan teruggaan na waar hy ook al mag vandaan kom. En ook daar kan sê, ek het die woord in waarheid gehoor. En wie weet, dalk lê dit op daardie persoon se hart om bygevoeg te word. Here, en so wil ons kom bid vir hierdie boodskap vanoggend, Here Jesus, ook, dat U die gedagtes sal kom vasvang. Dat U ons gedagtes so sal vasvang, dat dit nie daar buite sal wees nie. Dat ons nie sal dink aan die kos wat in die oond is nie. Maar dat ons gefestig sal wees op U woord. Here, mag U in hierdie oggend oorneem. Mag dit U wees wat die woord verder uitdra. En nie ons nie. Mag ons nie opkyk na die prediker nie, maar na U toe. En mag ons net U naam verheerlik. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, wat ons verlosser en ons saligmaker is. Amen. Nou, na aanleiding van ons teks van ons geleesde gedeeltes, ons teks van oordenking vanmôre, 2 gedeeltes uit hierdie, naamlik vers 4, wat sê, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie voor mense gelieg nie, maar vir God. En dan vers 9, en Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. En daarom, dan ook ons tema in hierdie oggend, hygelary en God se heiligheid. Hygelary en God se heiligheid. Nou ja, hygelary is nie 'n woord wat ons elke dag hoor nie, maar dit beteken om voor te gee, jy is iets wat jy nie regtig is nie. Die Engelsman sê om fake te wees. Jy sal dit veral onder die kinders hoor.
jy is fake. Dit is veral op 'n morele en 'n godsdienstige vlak wat hierdie valsheid voorkom. 'n Huigelaar doen dinge om ander te beïndruk of om 'n sekere beeld van homself te skep wat vals is, wat nie die waarheid is nie, terwyl sy ware motiewe of gedrag nie daarmee ooreenstem nie. In Bybelse konteks sal ons dit so stel, huigelary is dikwels 'n godsdienstige voorkoms wat vals is. Iemand wat maak asof hy vreeslik heilig is, maar eintlik is hy goddeloos as hy daar buite is. Hy leef nie opreg met sy verhouding teenoor God nie. Titus 1:16 sê vir ons, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Jesus het dikwels ook die Fariseërs aangevat as huigelaars en hulle beskryf rondom huigelary. En ons lees daarvan in Matteus 23 vanaf vers 27 wat sê: "Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinstes want julle is net soos gewitte grafte wat van buite af wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is." Matteus 23 vers 28 sê: "So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid." En dan Markus 7 vers 6. Hy antwoord en sê vir hulle: "Tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer soos geskrywe is: Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af." Ons het gelees in hierdie gedeelte hoe die vroeë kerk in Jerusalem in 'n staat van ongeëvenaarde eenheid en onselfsugtigheid geleef het. Daar was nie selfsug soos ons vandag sien in kerke en daar buite nie. As ons daar in die strate loop nie. Mense het hulle eiendomme daardie tyd verkoop en die opbrengs vrywillig aan die apostels gegee vir die doel van die evangelie. Vrywillig, niemand het hulle gedwing nie. Niemand het gesê jy sal of jy moet of dit of dat nie. Daar is aan elkeen dan gegee soos wat hulle nodig gehad het. Nie meer nie, nie ekstra nie, net wat jy nodig gehad het, want dit is genoeg gewees. Hierdie was nie 'n verpligting nie, maar 'n uitvloeisel van die Heilige Gees se werk wat 'n diep en opregte liefde in hulle harte gewek het in daardie vroeë kerk. Dit is hierdie pragtige en heilige omgewing dat Ananias en Safira hulle verskyning kom maak. En hulle bring hierdie onheilige vreemdeling saam met hulle in die gemeente in. En in die vorm van huigelary. In hierdie vorm van valsheid. Hulle het opgetree asof hulle deel was van die gemeenskap van opregtes. Maar hulle harte was baie ver van God af. Hulle het dieselfde daad as Barnabas uitgevoer. Hulle het wel hulle grond gaan verkoop, maar met 'n totaal ander motief as wat Barnabas gehad het. En die Here, wat die hart van die mense sien, het nie hierdie sonde geduld nie. God duld nie sonde nie. Die oordeel oor Ananias en Safira was 'n onmiddellike, drastiese en skrikwekkende gebeurtenis. Dit dien as 'n deurslaggewende les vir die vroeë kerk, nie net vir die vroeë kerk nie, maar ook vir ons vandag as 'n waarskuwing vir die kerk van alle eeue. Dit dwing ons om te besin oor die erns van ons eie geloof en ons eie hart en die diepte van ons toewyding aan God, waar ons met God staan. Ananias en Safira het net soos Dawid, en baie mense vandag nog,
gedink God sien nie wat hulle in die geheim doen nie. God weet nie wat in hulle harte aangaan nie. Ons kan maar hierdie dingetjie hierso doen en ons kan hierdie dingetjie hierso doen. God weet nie, hy sien dit nie. Maar in 2 Samuel 12 lees ons hoe Dawid tot die besef gekom het. God sien alles. Ek kan maar daardie verhaal gaan lees. Dit is 'n wonderlike gedeelte om te sien dat God sien alles. En dan sê Hebreërs 4 vers 13 van ons, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Niks kan ons vir God wegsteek nie, hy is oral. En ons het gehoor vanoggend se tema is heilighelary en God se heiligheid. So ons gaan kyk vanmôre na so 4 gedagtes rondom hierdie verhaal wat ons vanoggend ook gelees het. Ons gaan ons harte dan deursoek, elkeen van ons, om te kyk of ons hierdie heiligelaars is, of ons nie dalk fake is nie, of ons nie met hierdie mombakkie op ons gesig sit om vanmôre kerk toe te gekom het nie, sodat mense moet dink ons is hierdie wonderlike heilige nie. So kom ons spring dan weg met ons eerste gedagte wat vir ons sê, heilighelary is 'n leuen teenoor die Heilige Gees. Handelinge 5 daarvan af vers 3 sê vir ons, toe sê Petrus aan Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Ananias en Safira se sonde was nie die diefstal van geld. Hulle het nie geld gesteel nie. Hulle het daardie grond verkoop en geld ontvang vir dit. Hulle was nie verplig om die grond te gaan verkoop nie. Hulle was nie verplig om daardie opbrengs van wat hulle gemaak het, daardie wins te gaan verkoop nie. Hulle was volkome vry in hulle besluit. Die sonde was die leuen. Daardie heilighelary, daardie voorgee leuen, dat ons het alles gedoen, ons het hierdie grond verkoop vir R10,000 as ons dit so kan stel, en ons het 10,000 gegee, maar hulle het net 1,000 gegee. Dis waaroor dit gaan. Daardie valsheid, daardie leuen. Heilighelary is nie net bedrog teen mense nie. Dit is 'n leuen wat in die hart bedink word van die mens, 'n leuen teen die alwetende God, wat mense natuurlik dink sien dit nie. Petrus stel dit glashelder in hierdie gedeelte, om vir die Heilige Gees te lieg, is om vir God te lieg. Want hulle is een. Die Heilige Gees is nie 'n blote krag of 'n invloed nie. Hy is God in dieselfde sin as die Vader en die Seun. Deur vir die Gees te lieg, het Ananias en Safira gedink, hulle kan God mislei, hulle kan hom bedrieg. Hy gaan nie weet nie. Hy gaan nie weet, ek het net hierdie teruggehou en ek het hierdie gegee nie. Miskien kan 'n mens vir mense lieg. Miskien kan 'n mens daardie mombakkie opsit en dan kan mense dink, oog, Barry is daarom heilig. Maar as Barry daar by daardie deur uitgeloop het, is dit nag. Hy lyk nie eers soos 'n kind van God nie, as hy daar buite is nie. Maar hier voor almal lieg ek, maar God sien wat doen Barry daar buite. Barry kan nie vir hom lieg nie. Net so kan niemand daar buite of hier binne vir God lieg nie. Niks vir hom wegsteek nie. Hierdie was 'n direkte aanval op die karakter van die heiligheid van God. 'n Leuen van hierdie aard was 'n poging om die heiligheid van God se teenwoordigheid ook te skend. Dit was 'n gruwelike sonde in die oë van God, soos wat enige sonde ook al is, wat van alle onreinheid en opregtheid afskeid het. Die kerk moes suiwer begin. Dit kon nie
met valsheid begin nie. Dit sou nooit dan gewerk het nie. Ons sou nooit kerk gehad het vandag, as dit moes gebeur het nie. Al het hulle gedink niemand weet nie, het God geweet. Die Here is oral. Soos ons al reeds dit oor en oor vir u gesê het. En ons lees dit ook in Psalm 139, daarvan af vers 7. Waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar, en maak ek die doodryk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag ek tog in die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos die lig. Hierdie punt wys ons met die gevaar, wat die gevaar van huigelary in ons eie lewens inhou. In 'n samelewing wat uiterlik vroom voorgee en aanvaarding hoog aanslaan, is dit maklik om 'n masker van vroomheid te dra. Ons kan kerk toe kom, doen vrome dinge, maar ons harte is daar, in ons harte is daar sonde wat ons wegsteek, wat ander mense nie kan sien nie, want ons kan nie in die hart sien soos wat God in die hart kan sien nie. Dit is niks anders as die sonde van Ananias en Safira nie. Dis om te lewe asof ons die Here kan mislei. Die Here is nie geïnteresseerd in ons vertonings nie, in ons bambakkies en wat ons alles kan wegsteek nie. Hy roep ons vandag tot totale en onvoorwaardelike opregtheid voor hom. Het jy al op Facebook gaan kyk en gesien hoe mense hulle profielfoto's edit? Ek weet nou nie wat se Afrikaans nie, ek kan nie vinnig die Afrikaans vir dit kry nie. Maar hulle maak hulle self so pragtig en mooi, want hulle is nie tevrede met wie hulle is nie. Hulle wil jonger en mooier probeer lyk, hierdie valse voorkoms voorsit. Hulle comments wat hulle opsit, is al hierdie valse dinge. Is nie wie hulle werklik is nie. Mense sien veral ook by sangers vandag se dae, hierdie huigelary, sodra die musiekverkope bietjie afgaan, en dit nie meer so goed verkoop nie, en dan ewe skielik is hulle kerkmense en sing hulle Christelike liedjies, pragtige liedjies. En dit is 'n gebedjie hier, en is 'n mooi woordjie van hoe ek hierdie liedjie opdra vir Jesus, en al hierdie valse dinge, en sodra daardie verkope opgetel het, is dit seks, drank en rock'n'roll, en vulgêre liedere. Dan is Jesus en God vergete, want dan maak die geld saak. En dan kom die waarheid ook na vore. Maar hierdie mense getuig dat hulle is Christene. En al wat ek kan sê is regtig, maar die leuen was slegs die uitvloeisel van 'n dieper sonde van die hart. 'n Sonde van motief en ook van begeerte. En dit bring ons by ons tweede gedagte. Huigelary is 'n onwilligheid om opreg te gehoorsaam. En ons lees hiervan in Handelinge 5 vers 1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop, en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Die sonde van Ananias was nie so seer die daad om 'n deel van die geld terug te hou nie, maar die motief agter hierdie daad. Hy wou nie volkome gehoorsaam wees nie. Hy wou die eer en die aansien hê vir homself, sonder om hierdie volle prys te betaal wat Barnabas ook betaal het. Die konteks van die verhaal is die sleutel ook tot die verstaan van hierdie gedagte van ons.
Hierdie gedeelte volg direk op die lofwaardige voorbeeld van Barnabas, wat sy grond verkoop is en alles wat hy gemaak het, het hy vir die kerk gaan gee. Hy het dit gedoen uit ware liefde vir sy medegelowige en opregte toewyding ook aan die Here. Hy het geen roem gesoek nie, maar is tog het hy eer ontvang. Ananias het dit gesien en wou ook die aansien van 'n supergelowige hê. Hy wou ook wys, kyk net wat het ek gegee. Maar hy was onwillig om die prys te betaal wat Barnabas betaal het. Hy het slegs 'n deel van die geld gegee, terwyl hy voorgegee het dat hy alles gegee het. Dit wys op daardie diep gewortelde onwilligheid om God met opregte hart te dien. Matteus 6 vanaf vers 1 lees ons: Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoge en op die strate doen nie, dat hulle deur die mens geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Ananias en Safira het presies die teenoorgestelde gedoen. Hulle het hulle daad in die openbaar vertoon vir die lof van mense, nie vir die eer van God nie. Hulle het 'n godsdiens van skyn beoefen, 'n skyngodsdiens. Die vroeë kerk was 'n gemeenskap wat op 'n radikale toewyding gebou was. Ananias se optrede was 'n ondermyning van hierdie toewyding. Dit was 'n poging om die samekoms van die gelowiges te verontreinig met hierdie valse motiewe en menslike roem. Dit was 'n aanval op die integriteit van die gemeente wat op 'n waarheid en op regte liefde gebou is en wat op die fondasie van Jesus Christus gebou is. Die Here soek nie uiterlike dade nie, maar op 'n regte hart, soos wat ons vind in Psalm 51 vers 8. Kyk, U het 'n welgevallige aan my aan waarheid in die binneste en in die verborgenhede maak U aan my wysheid bekend. Hierdie gedagte dwing ons om te kyk na ons eie motiewe, na ons eie hart. Hoekom dien ons in die kerk? Hoekom gee ons? Hoekom bid ons? Is dit om gesien en bewonder te word? Of is dit uit 'n opregte liefde vir God? Is ons werklik waar lief vir God? Wat is die rede vir kerk toe kom of om offergawes en tiendes te gee? Is dit om te sê, kyk na my, kyk wat het ek gebring, kyk wat het ek gedoen? Of is dit om God te verheerlik? Om te sê, Here, ek bring my alles na U toe, my hele lewe na U toe, om U te verheerlik. En alles wat ek doen, wil ek U verheerlik. Is dit die rede? Ek dink net U en die Here sal werklik die antwoord ken. Maar die sonde het nie net by Ananias alleen geëindig nie. Dit was 'n sameswering wat hulle saam in die oordeel laat val het. En dit bring ons by ons derde gedagte. Heiligary is 'n onheilige sameswering. Handelinge 5 vanaf vers 7 sê, en na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. Sonde is baie selde ook 'n eensame daad.
Dis baie maal wat 'n vriend of iemand jou saam in sonde intrek, of 'n familielid, of wie ook al. Die derde aspek van hierdie verhaal is die medepligtigheid van Safira. Haar aandeel in die leuen was 'n sameswering, 'n wederkerige sonde wat die erns van die daad verdubbel het eintlik. Safira het die geleentheid gehad om haarself te red, om uit hierdie moeilikheid uit te kan kom. Sy het daardie kans gehad toe Petrus haar gevra het of julle die grond vir daardie prys verkoop het. Dit was 'n uitnodiging om die waarheid te kom bely. Maar sy het die leuen van haar man kom bevestig. Dit wys dat die sonde nie net Ananias se idee was nie, maar dat dit 'n gesamentlike besluit van hulle albei was. Hulle het ooreengekom om vir die Heilige Gees te lieg, albei van hulle. Hulle het mekaar nie tot heiligheid geroep nie, maar tot sonde. Hulle het 'n onheilige alliansie gevorm teen God self. Ek dink dat as sy die geleentheid gebruik het om te bely en te erken, kyk, ons het hierdie plek vir soveel verkoop en ons het net soveel gegee, dan het sy dalk nie gesterwe nie. Dan was daar dalk vir haar verlossing gewees. Maar sy het nie. Sy het by haar man se oorspronklike storie gebly. Sy het nie daarvan afgewyk nie. Dit was 'n ernstige oortreding in die huwelik. In die huwelik is 'n man en 'n vrou veronderstel om mekaar te ondersteun in die vrees van die Here. Die een moet die ander vermaan wanneer dit by die saak van die Here kom. Efesiërs 5 vers 21, en ek lees net daardie vers vir u. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Hulle is veronderstel om mekaar tot groter heiligheid aan te moedig, om mekaar te help om sonde te vermy. Maar Ananias en Safira het die teenoorgestelde gedoen. Hulle het mekaar in 'n dodelike leuen ingelei. Hulle het mekaar ondersteun in daardie sonde. Hulle albei is deur hulle begeerlikheid vir menslike lof meegesleep. En hulle sameswering in sonde het uiteindelik tot hulle albei se dood gelei. Hierdie is 'n waarskuwing aan almal wat in 'n verhouding ook is. Moedig jy jou eggenoot, jou kinders of jou vriende aan tot opregtheid, of versterk jy hulle in foute en in hulle sonde? Staan jy hulle by, sê vir hulle, dit wat jy doen is nie lofwaardig aan die Here nie. Dit verheerlik nie die Here, dit wat jy nou doen nie. Alhoewel ons elkeen eendag alleen voor God gaan staan, vir ons eie sonde, moet ons pas op, dat ons nie aangemoedig word deur vriende en familie om in sonde te verval nie. Die sonde van heiliggelary, die leuen en die sameswering kon slegs lei tot een uitkoms, die onmiddellike oordeel van God, wat dan ons vierde en laaste gedagte is. Heiliggelary lei tot oordeel. En ons lees in Handelinge 5 vers 5, en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. En dan vers 10, toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het. Die sonde van Ananias en Safira is met onmiddellike en dodelike straf beantwoord. Die oordeel van God was 'n demonstrasie van sy onwrikbare heiligheid. Dat jy kan nie iets vir hom wegsteek nie. Waarom was die straf dan so drasties? Daar is ten minste 2 redes waarna ons kan kyk. Eerstens, God moes sy heiligheid in die pasgebore kerk vestig. Die kerk was 'n nuwe gemeenskap en dit moes van die begin af op die fondasie van waarheid en heiligheid gebou word. Van die begin af.
Enige onopregtheid sou soos 'n kanker binne in die liggaam van Christus versprei het. Die onmiddellike oordeel van God het 'n duidelike en onvergeetlike lyn getrek, wat gewys het dat hy nie net met sonde speel nie, dat God is ernstig met sonde, veral nie binne in sy heiligdom nie. En dan tweedens, hierdie oordeel dien as 'n waarskuwing vir diegene wat dink hulle kan God mislei en hulle kan vir God dinge wegsteek en hulle kan met valsheid voor hom staan. Die vrees wat oor die gemeente gekom het, was 'n goeie vrees. Dit was 'n vrees wat hulle in ontzag vir God se majesteit en sy heiligheid gebring het. Dit het aan hulle bewys hoe heilig hy is en dat jy nie met God kan speel nie. Dit het hulle herinner dat die God wat hulle aanbid 'n verterende vuur is, soos wat daar geskrywe staan in Hebreërs 12 vers 29 wat sê, want ons God is 'n verterende vuur. Die beginsel dat die oordeel by die huis van God begin, vind ons ook in 1 Petrus 4 vers 17 wat sê, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Die oordeel van Ananias en Safira was 'n manifestasie van hierdie beginsel. God het die onopregtheid van sy eie mense geopenbaar voordat hy met die res van die wêreld se sonde begin werk het. In 'n tyd waar ons soveel klem op genade lê en op reg ook so, is dit maklik om God se heiligheid te misken en mis te kyk. Die verhaal van Ananias en Safira herinner ons daaraan dat sonde 'n ernstige saak is en dat God opregtheid eis van elkeen van sy kinders. Ons is nie onder 'n wet wat ons dadelik sal doodmaak vir enige sonde wat ons doen nie, vir elke sondetjie wat ons doen nie. Danksy Christus se offer. Maar die beginsel bly staan. Sonde soos heiliggalary en ander sondes is 'n dodelike gevaar vir ons siel. Dit ondermyn ons verhouding met God en skend die heiligheid van sy gees wat in ons woon. Baie maal kyk 'n mens TV en hoor 'n mens hoe laster mense teen God. Hoe verskriklike woorde wat hulle sê teenoor God. Dis verskriklik. En 'n mens wonder, hoe genadig moet hierdie God nie wees, dat hy hulle nie net daar doodslaan nie, soos wat hy met Ananias en Safira gedoen het nie. Ek is seker van nie almal weet van die Grammys en hoe verskriklik godslasterik daar opgetree was, teenoor God, net voor daar die verskriklike brandhoeke uitgebreek het. Hoe genadig is hierdie God nie, dat hy hulle nie net daar en dan uitgewis het nie. Ons kyk op sosiale media, as jy net ietsie oor die Here Jesus sê, hoe val die mense aan? Godslasterlik, hoe genadig is God nie, dat hy nie daardie mense net daar dood neerslaat nie. Selfs hierdie ITBQ gemeenskappe, ek noem hulle sommer die alfabet mensies, skep kerke wat God lasterlike dinge sê. Hulle preek lesbiene en nou kan ek nie op die mooi woord kom nie, so ek gaan liewers nie die woord sê nie, maar hulle staan agter 'n kansel, hierdie gay gemeenskappe, en preek godslasterlike goed teen die heiligheid van God, onder die vaandel van heiligheid. Ek wil vir julle sê vanmôre, die hel gaan vol Ananias en Safiras wees. En dit is ons plig, ons as kinders van die Here, om hierdie waarskuwing aan hulle uit te dra, dat daar gekom 'n oordeel. Dat as jy nie regmaak met Jesus Christus nie, jy in 'n poel van vuur gaan opeindig. Daar is nie 'n middelpaadjie nie.
Dis of die een kant of die ander kant. En ek is seker daarvan, u hoor dit gereeld van die kansel af. Kom ons vat hierdie verhaal saam. Die verhaal van Ananias en Safira is 'n dringende waarskuwing teen die onheilige vreemdelinge van heiligelaarry en allerlei sonde wat in 'n heilige gemeente ingedra word. Ons het gesien hoe heiligelaarry nie 'n leuen teenoor mense alleen is nie, maar 'n direkte leuen teenoor God en die Heilige Gees. Ons het gesien dat die motief van die hart deurslaggewend is, dat dit uit die hart uitkom en dat dit 'n daad van heiligelaarry uitspruit uit 'n onwilligheid om opreg en gehoorsaam te lewe. Ons het geleer dat die sonde 'n samenswering kan wees wat 'n man en 'n vrou self saam kan doen. Twee vriende kan self doen. En ons is herinner aan die manifestasie van God se ononderhandelbare heiligheid, wat geen onopregtheid duld nie, wat geen sonde duld, niks, nie klein nie, nie groot nie, niks, en dit lei tot oordeel. En as jy nie jou saak met die Here Jesus regmaak nie, dan gaan dit lei na vuurbrand hel toe. Uitgemaakte saak. As jy nie bely en laat staan nie, is dit verby. Vriende, hierdie boodskap is nie vanmôre 'n dreigement nie. Ek kom nie vanmôre om u te dreig met die woord van die Here nie. Dit is 'n oproep tot elkeen wat die Here vandag aanspreek. Dit is 'n oproep om elke vorm van heiligelaarry, elke vorm van sonde in die lewe te ontmasker en dit te bely voor die Here Jesus. Dalk is daar 'n area in u lewe waar u 'n masker dra. Maak nie saak of by die kerk of by die huis is nie, maar u dra 'n masker wat nie u is nie. Dalk lewe u 'n leuen uit. Of die motiewe is nie rein vir wat ook al nie. Ons is nie hier om te sê jy gaan gestraf word en dit gaan gebeur nie. Ons is hier om vir jou te sê, daar's 'n uitweg. Bely daardie sonde. Laat dit staan. Maar die voorwaarde is, dit moet uit die diepte van jou hart uit wees. Daar moet ware berou wees uit die diepte van jou hart uit. En ons moet onthou dat Jesus, dat God sien ons harte. Hy ken ons harte beter as wat ons dit self ken. Jy hoef nie in hierdie duisternis van sonde te bly vanmôre nie. Die uiteindelike prys vir heiligelaarheid, vir leuns, vir onopregte hart is reeds betaal deur Jesus Christus. Vir sonde is reeds betaal. Sy offer het die straf gedra sodat ons vergifnis kan ontvang. Dis nie die volmaaktheid van ons dade en van ons werke nie wat ons kan red nie, maar die volmaaktheid van Christus se offer. Maar hierdie genade is nie 'n lisensie om voort te gaan met sonde nie. Dit is nie 'n motivering vir onopregte lewe nie. Dit moet 'n motivering wees vir opregtheid en toewyding aan God. Daarom, in die lig van God se ononderhandelbare heiligheid en sy onvoorwaardelike genade, nooi ek u om hierdie besluit vanmôre te neem. Kom na die Here met 'n opregte hart, met 'n ware berouvolle hart, en kom bely wat se sonde dit ook al mag wees. Of dit nou 'n heiligelaarry is, of dit 'n mombakkie is, of wat ook al. Geen sonde is te groot of te klein vir Christus om te vergewe nie. Bely u sonde en vra hom om u te reinig. Nooi hom om u te help om 'n lewe te leef wat die waarheid weerspieël, nie 'n lewe van leuns nie. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanmôre na hierdie verhaal van Ananias en Safira en van Barnabas ook
te kon lees nie, en hoe daar opgetree is teen hierdie sonde nie, Here Jesus. En Here, wil ek bid vanmôre, Here Jesus, vir elke hart, dat elke hart homself sal gaan deursoek, sal kyk, is daar nie hierdie mombakkies, hierdie leuns, hierdie sonde in hulle lewe nie, en selfs in my eie lewe nie, Here Jesus, en dat ons dit sal uitwerp, dat ons die Here sal vra om ons te help, Here, sodat ons dit sal bely en laat staan, en dat ons nie sal terugkyk en terugval op daardie sonde nie, Here Jesus. Here, wees U die naprediker in hierdie oggend. Wees U die oortuigingskrag in elkeen se hart om daardie sonde uit te wys, sodat ons dit met opregte hart sal kan bely en reinig ons harte, Here. Here, en ons bid ook vir die res van hierdie week, dat U saam met ons elkeen sal gaan, Here Jesus, dat U ons sal behoed en bewaar op pad huis toe en veilig sal opdra tot die volgende Sondag as U vertoef om te kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.